Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 23 Januarie. Kom ons open met gebed. Liewe Vader van genade, ons dankie, ons loof U en ons prys U, liewe Heer, vir nog 'n week en nog 'n interessante studie. Liewe Vader, maak asseblief ons harte en ons gedagtes oop en maak ons asseblief nuuskierig dat ons U woord net meer en meer wil leer. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Vir verdere studie gaan ons lees uit Ellen G. White se boek Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 740 en Maranatha 10 Maart, bladsy 77. Al die ouerlike liefde wat van geslag tot geslag deur die kanaal van menslike harte gekom het, al die fonteine van deernis wat in die siele van die mens geopen is soos 'n klein stroompie vergeleke met die grenslose oseaan, wanneer dit met die oneindige, onuitputbare liefde van God vergelyk moet word. Die tong kan dit nie uiter nie, die pen kan dit nie beskryf nie. Jy mag elke dag van jou lewe daaroor nadink, jy mag die skrifte met ywer ondersoek om dit te verstaan, jy mag alle krag en vermoë wat God aan jou gegee het inspann in 'n poging om die liefde en deernis van die Hemelse Vader te verstaan. Tog bly daar nog 'n ewigheid voor jou uitgestrek. Jy kan daardie liefde vir eeue lank bestudeer, tog sal jy nie ten volle die lengte en breedte en diepte en hoogte van die liefde van God begryp wat hom en sy seun laat gee het om vir die wêreld te sterf nie. Selfs die ewigheid kan dit nie ten volle openbaar nie. En tog, as ons die Bybel bestudeer en die lewe van Christus en die plan van verlossing oorpyns, sal hierdie groot temas meer en meer in ons denke geopen word. Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 5, bladsy 740 en Maranatha 10 Maart, bladsy 77. Ons lees dan nou 'n aanhaling uit Ellen G. White, manuscript 36, 1885, vryvertaal. Wanneer ons opgelei word in die skool van Christus, wat sal ons leer? Om opgeblaas te word? Om 'n verhewe opinie van onsself te hê? Inderdaad nee. Hoe meer ons in hierdie skool leer, hoe meer sal ons in sagmoedigheid en nederigheid van gesindheid vorder. Ons moet nie voel asof ons alles wat nodig was geleer het nie. Ons moet die talente wat God aan ons gegee het ten beste gebruik, sodat wanneer ons verganklikheid met ons onverganklikheid beklee word, ons dit nie sal agterlaat wat ons bereik het nie, maar dit na die hiernamaals sal saamneem. Christus en sy verlossingswerk sal die tema van ons studie wees dwars deur die eindelose eeue van die ewigheid. Ellen G. White, manuscript 36, 1885, vryvertaal. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Op watter maniere het jy self die werklikheid van God se liefde al ondervind? Praat in die klas oor die verskillende maniere hoe jy God se liefde leer ken en ondervind het. Vraag nommer 2. Wat presies beteken dit dat Jesus in Filippense 2 vers 7 aan die mense gelyk geword het? Vergelyk Romeine 8 vers 3 en bespreek hierdie skrifgedeeltes deur dit met mekaar te vergelyk. Romeine 8 vers 3 lees soos volg. Want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees. Romeine 8 vers 3. Vraag nommer 3. Watter uitdagings moet die kerk in jou gebied oorkom om eenheid te bekom? Wat die geskilpunte ook al is, hoekom sal die gewilligheid om nederig te wees deur geensins enigiets uit selfsug of ydelle eer, soos Filippense 2 vers 3 dit stel, te doen nie?
grootliks help om ten minste te begin om deur die geskilpunte te begin werk.